Die Nasionale Wolkwekersvereniging in die Wes-Kaap het 2 Elsenburg derdejaars studente beloon met 'n toer om die wolketting te bestudeer. En dit is nadat hulle presteer het in hulle tweedejaarsvak wat gehandel het oor teeling en praktiese areas wat die Suid-Afrikaanse vleis merino kursus en merino prakties ingesluit het. Die voorsitter van die Nasionale Wolkwekersvereniging in die Wes-Kaap, Kobus Uys, verduidelik die doel van hierdie aksie. Ja, môre Lisa. Ons van die NWKV of nou die Nasionale Wolkwekersvereniging in Wes-Kaap is mos nou 'n produsenteorganisasie. En nou een van ons doelwitte is mos nou die bevordering van wolkboerdery in die Wes-Kaap en om seker te maak ons is volhoubaar oor die langtermyn. Nou een van ons doelwitte om dit reg te kry is ons nou seker te maak dat ons oor die langtermyn jong mense het wat veekundiges wil word of persone wat van ons veemedisyne-maatskappye se verteenwoordigers wil wees. En dan ook boere wat met wil miskien boer in die toekoms of skape wil boer in die toekoms. So ons het gegaan en Elsenburg genade en gesê wat van ons borg die veekunde klas, die tweedejaars veekunde klas, die 2 topstudente om vir hulle 'n bietjie inisiatief te gee en te motiveer om goed te doen in daai kursus. So wat dit nou behels is dat ons nou die 2 studente afvat Port Elizabeth toe. Nou Jasper Kloete wat nou die dosent in veekunde by Elsenburg is, sê dat dit ongelooflike goeie effek gehad op die kinders, want skielik is daar 'n kompetisie om goed te doen. Want laas jaar het die studente sê vir die kinders vir die volgende jaar van hoe lekker die toer was en hoe ongelooflik bevoorreg hulle was om so 'n geleentheid te kon kry om af te gaan Port Elizabeth toe. Nou wat die toer behels is, ons vat hulle af Port Elizabeth toe en dan nou gewoonlik by BKB Werner Olivier vat hulle die hele wolstore, wys vir hulle hoe die wol inkom, en dan hoe die wolmonsters geneem word, die verteenwoordigende wolmonsters geneem word, wat na die woltoetsbureau toe gaan vir ontleding, en dan sommer die hele proses van hoe dit verpak word en hoe dit uitgestal word vir die wolkopers, wat nou deur die wolstore gaan om die wolwaardasies te doen. Dis in middag gewees en dan die volgende dag het ons hulle afgevat uit in Haag toe. Nou Stoeken, een van die wolkopers, het 'n verwerkingsaanleg of 'n wassery Govan End. Dus hulle het so toe gevat die volgende oggend dat hulle nou deur die hele proses gaan van hoe dit gewas word en hoe dit verwerk word. En toe sien middag is hulle gevat na die wool exchange toe, waar die fisiese wolveiling is, om te wys vir hulle hoe wol verkoop op die veiling. En toe die middag is hulle gevat na die woltoetsbureau toe, om te wys die verteenwoordigende wolmonster wat nou van die makelaars afkom, hoe dit ontleed word. Staan hoe hulle mikron bepaal, hoe die skoonopbrengste meet, met die treksterktes, om nou wolwaardasie vir die kopers te kan gee, om hoe die hele proses daar volgens verloop. Ek het vroeër met hierdie 2 studente gesels en eerste aan die woord is Christian Kotse. En hy sê hy kom daar van die Parel af. Vertel ons eers van jou studieloopbaan by Elsenburg. Christian, goeiemôre, wat behels dit? Goeiemôre Tannie. Hier by Elsenburg studeer ek tans nou in die agronomie en kleinvee rigting. Agronomie behels dan nou veldweidings en aangeplante weidingsbestuur, asook kleingrondverbouing en kleinvee is dit dieregesondheid, skaapbestuur, vleiskunde, varkproduksie, ook vleisbeesproduksie en grootvee dieregesondheid. Hoe lank is jou kursus? My kursus is 3 jaar Tannie. Dit is die graadkursus en dit word eintlik deur Stellenbosch Universiteit aangebied. Ons fasiliteit is op Elsenburg. Wat beoog jy nou om te doen as jy klaar gestudeer het, Christian? Weet jy al? Ja, Tannie. Wel, dit voel vir my ons is vasgevang in 'n stryd waarvan of 'n omgewing waar niemand wil wees nie. Met ons regering se besluite en hangende besluite. En dan word die plaasmoorde en die droogte en alles, maar ek is baie positief dat ek gaan boer. So dit is my plan vir die toekoms. Vir volgende jaar ek en my pa gaan 'n bietjie saam boer, ja, as die Here dit sou wil hê.
Natuurlik en baie sterkte daarmee. Kom ons gesels oor daai toer wat julle nou onderneem het in Port Elizabeth en Uitenhage. As jy nou moet so 2 of 3 goed noem wat uitgestaan het, wat is dit, Christian? Toe ons daar aangekom het ek sal dit beskryf as 'n see van bale. Ek het iets in my lewe gesien nie en dit gee net so klein idee oor hoe groot die wêreld regtig is en hoe groot die wol wêreld regtig is, as ek dit nou so kan noem. Dan was dit ook vir my belangrik dat ek baie wenke geleer oor wat om in die skeerop te doen. Die klein dinge wat jy met die skeerop kan doen om jou winsgrens te verbeter. En dan vir my was 'n baie belangrike ding ook die wolbesoedeling. Wat uit 'n wolbal uit kan kom. As ons kyk na 'n bril of skoene of bottels of so iets, alles wat uit 'n bal uit kan kom. So dit was al so interessant. Goed, Christian, daar's dalk 'n paar mense waarvoor jy wil dankie sê. Ja, dan verseker. Ek wil bitter graag vir Janie Fourie van die NWKV Weskaap baie dankie sê en vir Kobus Eis wat hierdie toer vir ons gereël het. Dan vir Tannie Bonita Francis wat hierdie toer vir ons gekoördineer het en vir ons rondgeneem het na die plekke toe. Dan wil ek ook vir die mense wat die toer saam met ons meegemaak het, vir Tannie Plodde Tooi en Tannie Annelie, wil ek ook baie dankie sê Tannie Annelie Kree. En dan vir Dok Jasper wat vir ons al die kennis gegee het. En dan ook vir 'n spesiale meisie, baie goeie vriendin van my wat taamlik hier agter die boeke saam met my gesit het en vir my die werk gevra het, Tasha Spence. Dan wil ek ook net baie graag vir my ouers dankie sê vir die geleentheid wat hulle vir my gegee het om hier te studeer. En laaste maar nie die minste nie, ons Hemelse Vader wat vir ons al hierdie gawes gegee het. En nou hoor ons wat A.J. van Wyk te sê gehad het oor sy studieloopbaan. Goeiemôre Tannie en luisteraars. Dis regtig groot voorreg om vanoggend 'n bietjie uiteindelik kan gesels. Ek is op die oomblik 'n 3de jaar BA student by Elsenburg. En ek studeer in kleinvee en klein grane as my hoofrigtings. En ek maak aan die einde van die jaar klaar. En wat wil jy doen as jy nou klaar is of wat gaan jy doen? Jy weet seker al. Tannie, ja, my groot droom was van kleins af om op ons familieplaas saam met my boetie en my pa te kan boer. Ek was so gou as moontlik die wolbedryf en die skaapbedryf betree. So ek sal graag nadat ek beswat volgende jaar by die familieplaas wil aansluit dan nie. En waar is hierdie plaas, A.J.? Tannie, ons boer net buitekant Riversdal. Ons is die 4de geslag op die plaas. Bietjie met graan en skaap. En ek sal graag meer met die vee se kant toe wil werk. En van kleins af was dit 'n groot liefde gewees vir my. Ja. Vertel vir ons wat het vir jou uitgestaan tydens julle besoek aan Port Elizabeth en Uitenhage. Tannie, jy weet, buiten die feit dat dit vir my regtig oorweldigend was vir my as van die platteland afkom, was dit vir my regtig baie mooi geweest as ek die term kan gebruik om te kan sien hoe mense nie net produsente nie, maar vanuit jou wol die plaaslike verlaat, dan regtig mense is wat 'n liefde vir die bedryf het en wat absoluut die wolbedryf in Suid-Afrika se naam het beskerm en op hulle hande dra. En ek bedoel die NWKV en die storie van BKB wat ons besoek het, die mense met wie ons praat, die mense met wie ons omgaan, dis mense wat regtig 'n liefde vir ons bedryf het en wat ons bedryf absoluut wil uitbrei en regtig bitter baie insit om ons te goede vir ons bedryf te wees. En dit is vir my lekker om te kan geassosieer kan word met 'n woltoetsbureau van topgehalte, om te kan sien dat wolprodukte nie in Suid-Afrika nie, maar veral in die buiteland bemark word en met die nismark so mooi groei. En weet jy, om te kan sien die kwaliteit wol en die tipe wol wat Suid-Afrika lewer. Ek dink in die klasstandaarde van dit. Ek dink dit is vir my lekker as 'n jong, ek is nog nie 'n produsent nie, maar as 'n jong ouetjie wat baie graag wil deel word van die bedryf, was dit vir my regtig mooi om te kon sien. En ek dink dit is my neutedop opgesond aan wat ek sal huis toe bring, ja. Goed, A.J. Christian het daarom die geleentheid gehad om vir so 'n paar mense dankie te sê en ek is seker jy het ook iets op die hart. Ja, Tannie, dit is vir my baie lekker om te kan sien dat daar instansies is wat in ons jeug wil belê en dat in jong opkomende landbouers belê. En hier kan ek anders as om vir die NWKV, oom Kobus en Tannie Bonita, oom Janie Fourie, vir daai mense dankie te sê en regtig sommer as 'n jong persoon wat daai geleentheid gehad het kon kry. Dit was my ongelooflike ervaring geweest en vir BKB wat ons ontvang het, die woltoetsbureau,
vir Carbon Inks, al die personeel met ons daar te doen gehad het, en dis my regtig lekker, jy weet, met die entoesiasme dat hulle 'n persoon wat nie eintlik iets bydra tot die wolbedryf nie, wat moontlik gaan met soveel respek en met soveel moeite ontvang het. En ek wil daai mense regtig baie dankie sê. Dit maak dit lekker om uit te kan sien na die bedryf. Ons wens die studente ook sterkte toe met die res van hulle studies. Dit was dan A.J. van Wyk, voor hom Christian Kotse, die 2 Elsenburg studente wat die voorreg gehad het om Port Elizabeth in Uitenhage te besoek, en dan het ek voor dit met Kobus